Veldrif op, mens moet nie vir mense 'n kans gee om te gesels nie, dan hou ons nie op nie, so dis goed, ek voel baie tuis so tussen julle. Ek wil sommer begin met een afkondiging. Die gaste wat aangedui dat hulle ligte middagete saam gaan eet, julle kan sommer net na die diens bly sit en dan sal ons saam 'n ete geniet. En ek dink dis die enigste afkondiging wat ek kan uitlig. So ek is die stander, ek is predikant by Veldrif NG Gemeente, nou so vir net oor die 2 jaar. En voor dit was ek so vir 9 jaar predikant in Jacobsdal in die Vrystaat gewees. En dit is waar Daniel ook vandaan kom. En ek het sy deel eintlik 'n besonderse vriendskap, 'n besonderse vreemde vriendskap. Ons het by dieselfde instansie gestudeer, ons was albei leraars in dieselfde dorp gewees. Vandat sy 'n student is, praat ek met sy op WhatsApp. Maar vandag is die eerste keer wat ek haar face-to-face ontmoet het. So vandag is vir my 'n baie spesiale geleentheid, want hierdie vriendin wat ek al soveel jaar ken en wat deel in my leefwêreld, dis nou die dag wat ek jou kan ontmoet, so dis vir my baie, baie lekker. En natuurlik ook oor die spesiale geleentheid en hierdie nuwe begin. Dankie vir die voorreg wat ek het om hierdie nuwe begin saam met julle te kan vier. So hierdie is nie 'n gewone erediens nie, maar ons glo dit is nog steeds 'n diens waar die Here jou na toe geroep het. En hy roep jou hiernatoe omdat hy jou wil ontmoet. En hy wil jou deur die werking van sy Heilige Gees verander. En dan ook hier uitstuur om sy liefde en sy genade te gaan uitleef in die erediens van die lewe. So ek hoop elkeen hoor duidelik vandag dat jy in jou unieke omstandighede so welkom is hier. Ons gaan nou begin met die aanvangslied, die Onse Vader. Ons bly net so sit en dan sing ons hierdie gebed saam vir die Here. ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ek groet julle vanmiddag in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons skriflesing vandag is uit Markus 16 en ons tema is branders wat ons omslaan. So die teksgedeelte sal op die skerm later verskyn dat julle saam kan lees. Maar eers
met die afwagting en die verwagting dat God regtig sy stem gaan laat hoor. Kom ons sluit ons oë en praat ons met die Here. Almagtige God en ons hemelse Vader, baie dankie dat ons op 'n Saterdagmiddag by mekaar kan kom. Dat ons saam met mekaar die Onse Vader kan sing. Dat ons opgewonde kan wees oor 'n ontmoeting met U, die groot Ek is, die skepper van die hemel en die aarde, die koning van alle konings. Heilige Gees, ons bid dat U ons oë en ons ore sal oopmaak vir die kragtige werking van Jesus Christus hier tussen ons. En ek bid dat U woord vir ons sal oopbreek, sodat dit nuwe betekenis in ons daaglikse handeling wandel sal kry. Here, baie dankie dat ons U seën kan afbid oor ons saam wees, dat ons U sal eer en verheerlik deur ons saam wees vanmiddag. En dankie dat U deel in hierdie afwagting en hierdie opgewondenheid van hierdie verandering wat in hierdie gemeente en in Danel se lewe plaasvind op hierdie stadium. En ons bid, Here, dat die gemeente in Danel altyd soekend sal wees na waar U loop en waar U werk en dat hulle U medewerkers sal wees. En dankie, Here, dat U ons medewerker is. Ons verdien nie eens om U slawe te wees nie, en tog kan ons U Vader noem en kan ons saam met U die lewe leef en in U diens staan. En daar is vir ons geen groter voorreg as dit nie. Here, ek bid dat U regtig U woord sal oopbreek, dat ons sal hoor wat U vir elkeen van ons en vir die gemeente en ook vir ons wat terug aan 'n ander gemeentes toe wil sê. Ek bid dat U stem gehoor sal word en niks en niemand anders se stemme nie, ook nie myne nie. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. So, ek bly nou al 2,5 jaar in die Weskus en ek het nog nie een keer in die see geswem nie. In Desember het my man besluit toe my familie hier was, dit is nou 'n goeie tyd dat Elise moet swem, maar ek geweet, as jy my 'n kans gee, gaan ek sê nee. Die gemeentelede dink ek is vreemd, want ek gaan met 'n langbroek strand toe, ek hou nie van water nie, is koud. En ek lê lekker en lees 'n boek, en die volgende oomblik tel hy my op en hy hardloop in die see en hy gooi my daar in die water. En ek staan op en ek is reg om te beklei, maar voor ek met hom kan raas, kom hierdie enorme brander van die kant af. En die van julle wat Veldrif se see ken, weet, dis vlak en dan verskriklik diep. So ek besef, ons gaan nie onder deur die brander kan gaan nie, dis te vlak. Jy kan nie bo oor die brander nie, want dis te hoog. Jy moet maar staan en daai brander gaan vir jou slaan. En ek het myself net reggemaak, ek dink, hy het haat in my oë gesien, die oomblik voor hy brander ons getref het, en toe is ons getuimel. En genadiglik het die see ons weer uitgespoeg op die strand. Mense het aangehardloop gekom, want dit was regtig 'n groot brander, en die sand was in ons ore en in ons neuse, maar daar was daar geen huweliksprobleme of fisiese seerkry daarna nie. Maar dit is 'n gebeurtenis wat iets in my Christendom kom verander het. Soms tref die branders van die lewe ons ook baie hard. Die branders van seer en swaar kry, en dit kom ook so onverwags. Maar ook die brander van verandering. En dis die brander waar ek vanmiddag saam met julle oor wil gesels. Die branders van verandering kom partykeer so onverwags, en jy besef, ek kan nie bo oor nie, ek kan nie onder nie, ek moet staan en hierdie brander gaan my nou tref. En dan word ons rondgetuimel deur hierdie brander van verandering. Nou julle is getref deur hierdie brander van verandering. Danel, jy het verhuis na 'n nuwe provinsie toe, na 'n nuwe huis toe. Jy's nou 'n herder van 'n heel ander gemeente as waar jy vandaan kom. En julle NG Kerk Redelinghuis, julle het nou 'n nuwe herder. Dinge verander in julle gemeente. Dinge gaan nog baie verander soos wat die tyd aangaan. En verandering kan so opwindend wees. Tannie het vir my gewys voor die tyd, die groen olyftakke is simbolies van hierdie nuwe begin. En dit kan so opwindend wees en dit kan so lekker wees. Maar julle weet net so goed soos ek dat verandering nie altyd maklik is nie. Verandering tuimel jou baie keer soos 'n rowwe Veldrif brander, dat jy nie weet waar is jou kop en waar is jou voete nie.
En dalk wonder of jy ooit weer regtig op jou voete sal kan staan na hierdie groot verandering in jou lewe. En is moontlik dat dit ook met julle gaan gebeur. Miskien gaan hierdie verandering verskriklik maklik wees, miskien gaan dit net minder maklik wees en miskien gaan dit eenvoudig moeilik wees. Maar dit is juis vir tye soos hierdie, tye van verandering, tye van maklik en moeilik, tye wat ons 'n anker het, 'n anker wat jou bemoedig en versterk, selfs al tuimel jy holderste bolder in hierdie brander van verandering. En hierdie anker, hierdie troos, hierdie versterking wat ons het, te midde van eintlik enige tye in die lewe, is niks anders nie as Jesus Christus, wat opgestaan het uit die dood en lewe. Jesus Christus, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. So vir baie lank in my bediening was die kruis van Jesus die ultimate gewees. En onlangs het ek besef die waarde daarvan om te bely in Jesus wat lewe. Jesus wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. So ek wil hê julle moet saam met my hierdie baie bekende ankerteks lees, Markus 16. En dis die hele hoofstuk. In veldrif sê hulle vir my as ek 5 verse lees of 20 verse lees, is dit maar al. Jy lees gewoonlik die hele Bybel. So dit is 'n lang gedeelte, maar dit is die gedeelte. Dit is die anker. Dit is wat die Here vir ons gegee het. So ek lees dit vir julle. Jesus het opgestaan vanaf vers 1. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria, die ma van Jakobus en Salome, reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop, terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre, het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 duiwels uitgedrywe het. Sy het dit vir sy disippels gaan vertel wat oor hom getreur en gehuil het. Alhoewel hulle by haar gehoor het dat hy lewe en dat sy hom gesien het hulle haar tog nie geglo nie. Daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan 2 van hulle verskyn terwyl hulle op pad was na die platteland toe. Hulle het dit vir die ander disippels gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie. Later het Jesus aan die 11-tal self verskyn terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Ek wil dit net weer lees, hy sê vir hulle, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. In my naam sal hulle duiwels uitdrywe, in ander tale sal hulle praat, met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplê, en die sal gesond word. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem, en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig, en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig
deur die wondertekens wat daarop gevolg het. Ons lees net tot daar. Jesus lewe. Jesus leef. En dit, hy, die lewende Jesus, is ons anker en ons versterking en ons vertroosting en ons bemoediging wanneer die branders van verandering ons so rondtuimel dat dit soms seer is. Want die lewende Jesus herinner ons aan 'n paar dinge. Eerstens, dat selfs al het jy geen beheer nie, jy word maar net saamgevat in hierdie lewensbrander van verandering. Jesus het beheer. Kyk, as hy net gesterf het aan die kruis, dan het ons geen bewys gehad dat hy werklik in beheer is nie. Maar hy het nie net gesterf aan die kruis nie, hy het gesterf vir ons sondes en hy het opgestaan en hy lewe. Dit is die bewys. Hy het beheer, hy is in beheer. Maak nie saak hoe dit vir jou voel en hoe dit rondom jou lyk nie. Ons aanbid die God wat in beheer is. En dis die eerste anker wat ons het in die oomblikke van verandering. Al voel dit vir jou, jy het geen beheer nie. Jesus het. Jesus wat lewe herinner ons in die tweede plek ook daaraan, dat hy op 'n besonderse manier by ons is. Ja, hy het opgevaar na die hemel toe en sit aan die regterhand van God. So op 'n manier is hy nie meer hier nie. Maar op 'n besonderse manier is hy steeds nog hier by ons, genadiglik en liefdevol werksaam hier tussen ons. Is dit dan nie ook hy wat aan Paulus verskyn het op die Damaskuspad nie? So onthou dit, dat hy die een is wat saam met jou rondtuimel in die branders van verandering. Hy sal jou nie vir 1 sekonde alleen los nie. En vir my is dit die grootste anker, net as ek nie alleen deur swaar kry hoef te gaan nie. Swaar kry word nie noodwendig weggevat nie. Daardie brander hou nie noodwendig op om jou rond te tuimel nie. Maar net om te weet, Jesus is by my. Daarin lê daar al reeds soveel troos. So daar is 'n band, of 'n sanggroep, onbeskaamd. Hulle sing die lied Drenkeling. En ek wil dit graag vir julle lees. Jesus, ek is besig om te verdrink. Die golwe is hoog en die water diep en donker. Ek is moeg gespartel. Ek klou soos 'n drenkeling vas aan die woorde, maar my vingers is besig om te gly. Desperaatheid hou my kop onder water en versper my enige hoop. Gooi net 'n reddingstou in my hand of spreek 'n woord dat die storm bedaar. Maar deur die stormwind hoor ek u fluister. Ek is saam in jou lewensboot. Die golwe kan maar woed. Ek maak die storm in jou stil. Dit is waar, hoe hoër die branders, hoe stywer hou ek jou vas, hoe duideliker hoor jy my hart. Dis regtig my gebed dat die Jesus wat lewe, ook die Jesus sal wees wat beheer het, dat jy sal erken dat hy die een is wat beheer het, ook oor jou lewe, en dat jy sal onthou dat jy nie alleen is nie, hy is by jou. Dis regtig my gebed dat ons altyd, vir al die tye van rondtuimel, in hierdie branders van verandering, bemoedig sal word deur hierdie twee waarhede, gegrond op ons belydenis dat Jesus leef. Nou ergens normaliseer die lewe weer, ergens spoeg hierdie veranderbrander jou uit op die strand, en jy staan weer stewig op jou voete. Selfs die grootste en seerste veranderinge word ergens 'n nuwe normaal. Dan gaan ergens hierdie gemeente se ons dominee word. En sy gaan hier uitgaan en sy gaan sê, maar ons sê so en ons maak so. En julle gaan dalk sukkel om 'n tyd te onthou voor Danel hier was, want sy gaan so deel raak van die ons. So julle sal weer stewig op julle voete staan. Jy sal eendag agterkom, jy praat nie meer van die Vrystaat as huis nie, maar hierdie is jou huis. Die ding is, verandering verander ons. Dit los ons nie ongedeerd nie. Julle onthou nog die sand in ons neus en in ons ore. So die rondtuimel los maar sy merke, kleiner merke,
maar dit kan ook groter merke los. Maar ook hier help Jesus wat lewe vir ons. Toe Jesus opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, het hy steeds die merke van die kruisiging aan sy liggaam gedra. Selfs na sy opvaarding na die hemel het hy hierdie misterieuse wese gebly, 100% God en steeds ook nog 100% mens. Hy het nie sy mensheid agtergelaat toe hy opgevaar het na die hemel nie. En dit beteken dat Jesus, die een wat opgestaan het, wat opgevaar het en sit aan die regterhand van God, die een wat vir jou pleit, ook die een is wat weet hoe jy voel. Want hy was en is self ook 'n mens wat seer gekry het, 'n mens wat swaar gekry het. En daarom herinner Jesus wat lewe vir my en vir jou, dat sy deernis met jou eg is, en sy liefde vir jou is 'n realiteit. Ja, die branders van verandering slaan ons om en tuimel ons rond en spoeg ons op die strand uit. Maar Jesus weet hoe dit voel. En daarin net daar klaar nog 'n stukkie vertroosting en verdieping in ons geloof. Ek bid dat Jesus ons almal se anker sal wees. Ek bid dat Markus 16 ons anker sal wees, wanneer hierdie brander van verandering ons tref en ons rondtuimel. Hy is in beheer, hy is by jou en hy weet hoe jy voel. Dan nou mag jy altyd die lewende Jesus verkondig. Mag die boodskap van Markus 16 jou bediening kenmerk, want dit is die evangelie, dit is die goeie nuus. En mag ons elkeen, wanneer ons rondtuimel, deur branders van verandering of swaar kry of seer kry, mag hierdie ons anker wees. Mag die goeie nuus, die evangelie, die feit dat Jesus lewe, vir ons versterk en bemoedig, ook in ons rondtuimel. Want omdat hy lewe kan ons weet, hy is in beheer, hy is by my, en hy weet presies hoe ek voel. Mag ons dit onthou tot die dag wat die brander ons weer veilig op die strand uitspoeg. En mag ons gedurende ons rondtuimel en wanneer ons weer stewig op ons voete staan, dit doen waaraan Markus 16 ons herinner om te doen. Altyd die evangelie verkondig, in alle tye, of jy in die seewater staan, of jy rondgetuimel word, en of jy stewig op die strand is. Mag ons hier uitbeweeg, en sy liefde en sy genade gaan sigbaar maak vir ons huisgesinne, daar waar ons werk of boer, en daar waar ons alleen is agter 'n deur. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Jesus, dankie dat U lewe. Daar is vir ons geen beter gedagte as dit nie. En wanneer ons net vir 'n oomblik kan onthou dat U leef, Here, dan kan ons saam met die psalmskrywer sê, die Here is my herder, en ek kom regtig niks kort nie. Dankie, Here, dat ons die voorreg het om hierdie goeie nuus te kan hoor, oor en oor, Sondag vir Sondag. Maar ek bid, Here, dat ons ook draers van hierdie goeie nuus sal word, en dat U elkeen van ons sal gebruik, en in die besonder vir Danel sal gebruik, in haar gemeente, en daar waar sy ook al beweeg, om hierdie waarheid te verkondig. Want die lewe kan ons partykeer baie kom rondtuimel. En as dit nie is vir U wat lewe nie, dan het ons niks waaraan ons kan vashou nie. Dankie, Here, dat U ons vertrou met hierdie boodskap. En dit is ons grootste vreugde en voorreg om U Heilige Gees te vra so kragtig in ons te werk, dat ons hierdie boodskap onbeskaamd sal gaan uitleef teenoor elke liewe mens. In Jesus se naam. Amen. So ons is hier by mekaar ook om vir Danel Swanepoel as leraar van hierdie gemeente te bevestig. Danel is deur die kerkraad beroep en haar naam is daarna aan die gemeente voorgesit. Daar is geen wettige beswaar teen haar beroeping gebring nie en sy het bevestig dat sy die beroep aanvaar. Jesus Christus maak van die diens van mense gebruik om deur sy woord en gees sy kerk bymekaar te bring, te regeer en op te bou. Hy is die amptdraer by uitnemendheid, omdat hy gekom het nie om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee vir baie.
Hy is die een wat ook mense roep en hulle dring deur sy liefde. Die bedienaar van die woord is dus 'n gestuurde van Christus, aan wie hy die boodskap van versoening toe vertrou. Soos die ander ampte in die gemeente is die ampt van leraar een van die gawes van die Gees van die gemeente. En deur hierdie gawes, en in die besonder dan ook jou gawes dan nou, wil die Heilige Gees hierdie gemeente opbou. So ek vra nou dat Danel na vore kom om te luister en te sien wat haar ampt alles behels en wat van haar verwag word. Danel, die ampt van die leraar in die gemeente omvat 'n wye verskeidenheid van take en opdragte. Die kerkraad wil graag jou gawes en talente ten volle benut en het onder andere ook spesifieke take waaraan jy moet aandag gee. So ek vra net dat jy saam met my kyk na wat alles van jou verwag word. Jou belangrikste taak is die verkondiging van die woord van God. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die gemeente volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. As simbool hiervan vra ek dat jy nou die kansel Bybel op die kansel sal gaan neerset. Jou ander belangrike taak is die diens van gebede. Bid sonder ophou, want die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. As simbool hiervan vra ek dat jy nou vir ons die gebedskers sal aansteek. Jy moet ook leiding neem by die eredienste. Help die gemeente om te verstaan dat een dag in die Here se tempel beter is as 1000 daar buite en dat die Here God woon waar die lofsange van sy mense weer klink. Ek vra net dat ons almal saam sal staan en dan sing ons saam lied 200 vers 1, 2 en 3 om die Here te loof.
berig dat die gemeente in hulle geloof versterk moet word. Daarom moet jy ook die sakramente doen. Eerstens die doop. As symbool van die doop wil ek jou uitnooi om jou hand in die doopvond in te druk en dan kan ons net so bly sit en dan sing ons saam lied 292 vers 1 en 2, my enigste troos. So ek wil jou uitnooi om as symbool hiervan die brood te breek en die wyn te skink. En as hy klaar dit gedoen het, dan sing ons saam lied 526. Ons sing dit 2 keer deur terwyl ons bly sit. Van kinders en jong mense in die gemeente. Jy moet die gebooie van die Here inskerp by die kinders en met hulle daaroor praat. So ek is baie bly, ek het een kind gesien en een babietjie, maar ek wil vra dat daai kind sommer op 'n stoel staan. Almal kan net kyk vir die kind. Want vir haar is sy verantwoordelik. Saam met die kerkraad is dit jou taak om leiding in die gemeente te neem. Dit doen jy nie deur baas te speel oor die wat God aan jou sorg vertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir hulle te wees. So ek vra nou dat al die kerkraadslede sal opstaan en sal bly staan. Jy is ook verantwoordelik vir die herderlike versorging van hierdie gemeente. Dit sluit almal in, klein en groot, oud en jonk. Jesus het gesê, laat my lammers by, pas my skape op. So ek vra nou dat almal van julle sal opstaan.
omdraai en jy kan almal hier in hulle oë kyk. Ons besef dat jy ook ander gawes het. En hierdie gemeente wil graag vir jou die ruimte skep om jou talente en jou gawes te gebruik en saam met die gemeente nuwe dinge tot stand te bring, soos wat die Here jou mag lei. Maar elkeen wat hier voor jou staan, het ook hulle eie unieke gawes en talente. En dis saam met hulle wat jy gaan meewerk aan die uitbreiding van God se koninkryk tot die eer van sy naam en tot goed wees vir die mense rondom julle. Julle kan nou weer sit. Die eise wat aan jou persoonlik gestel word, is natuurlik ook belangrik. Jy moet in 'n egte geloofsverhouding met God leef. Jy moet onder die heerskappy van die Heilige Gees staan, sodat jy daagliks vernuwe kan word tot getroue en nederige diens. Daar moet in jou lewe geen plek vir eie eer of selfsug wees nie. En jy moet die gemeente deur jou eie geloofsgroei inspireer. So uit die voorafgaande is dit duidelik dat die ampt van die bedienaar van die woord 'n besondere werk is, waardeur God groot dinge tot stand bring. Dit is ook 'n groot en verantwoordelike taak wat jy op jou neem, wat meermale met spanning en druk gepaard gaan. In die besef van hierdie verantwoordelikheid wat jy aanvaar, moet jy nou op die volgende vraag opreg antwoord. Is jy oortuig dat God self jou tot hierdie diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van die verlossing, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou en ook met die nodige vertroulikheid te beoefen? En beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Nou vra ek vir julle as gemeente, en julle kan net reageer deur ja te antwoord as ek klaar gevra het. Is julle bereid om vir Daniel te ontvang as diensknegt van die Here in hierdie gemeente? Ja. Onderneem julle om die nodige agting en liefde aan Daniel te betoon? Ja. En sal julle met aandag luister wanneer Daniel vir julle uit die woord van die Here leer? Ja. Daniel, neem nou vir jou verantwoordelikheid hierdie gemeente wat aan jou geestelike sorg toevertrou is. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in gedrag, in liefde, in geloof en in reinheid. Hou aan met die voorlesing, vermaning en lering en verwaarloos nie die genadegawes wat jy het nie. Dan sal jy, wanneer die Here met sy wederkoms verskyn, die heerlikheid as onverganklike kroon verkry. Ek roep nou al die gelegitimeerdes wat hier is na vore, en soos julle vorentoe kom, sal dit ook vir my lekker wees as ons sommer so van 'n punt af vir elkeen van julle geleentheid kan gee om vir haar 'n woord van bemoediging of sterkte of gelukwensing oor te dra. Julle kan net vorentoe kom. Goeiemiddag, Maarten Goosen van Piketberg, 'n paar van julle weet dit dan. Dis vir ons regtig 'n voorreg om vanmiddag hier te wees. Daniel, ons het al so 'n tydjie vir jou op die ringspredikante groep. Jy maak nou regtig geskiedenis want ek dink in Piketberg ring se jeugnis is dit die eerste keer dat jy 'n vrou as deel van die predikantekorps is. En ons is opgewonde oor daai aspek wat jou vroulikheid ook bring na hierdie ring toe. En ons by die Here se seën op jou bediening in redeling is. Ek het nou in die brief wat ek namens die ring geskryf het, die Psalm 30 geneem. Dis een van die leesroeste tekste vanmôre. En dit sluit so mooi aan toe ek lees by jou boodskap ook vanmiddag. Ek het nou 'n klomp vrae oor wat na daai brander gebeur het. Maar dit kan ons maar rondom die ete met mekaar uitklaar. Maar dan staan dit ook dat die lewe 'n rollemens soos jy reg gesê het. En partykeer ervaar jy selfs die Here se toorn daarin. Maar dit so mooi is dat die Here se toorn so gou verbygaan en sy goedhartigheid deur jou lewe lank.
En mag jy dit in jou persoonlike lewe ook ervaar, daai hoop, daai verwagting dat wat ook al oor jou pad kom, die branders van die lewe, dat jy al die dinge wat ons vanmiddag gehoor het, met jou kan saamneem, met die wete, dat jy die God wat so goedhartigheid jou lewe lang by jou sal bly en jou sal dra. Ons sê baie welkom vir jou in die min. Ons predikant het 'n bietjie min geraak, so ek is iemand op die ringskommissie baie opgewonde, laat ons die span 'n bietjie sterker kan kry, maar ons bid regtig vir jou Here se seën op jou pad, en jy kan enige tyd vir ons raad vra, ons gaan by jou ook vra, maar die deur staan oop, dat meer maar al die mense ken in die ring, ons is regtig daar om jou te help en jou te dra. Baie sterkte. Danel, ons is opgewonde om jou hierin te verwelkom. Ons het vir 5 jaar die kontak gehad, sedert ek weg is in Bloemfontein uit nie, maar ek is opgewonde om as 'n ringskollega saam met jou ook hier in hierdie omgewing die woord van die Here hoorbaar, tasbaar, sigbaar te mag maak. So weet asseblief dat ons staan agter jou. Jy is nie alleen as 'n ringskollega nie, jy het ringskollegas vir 'n rede, en ons is hier om saam met jou die woord van die Here te bedien. So ons is opgewonde om saam met jou te werk, en mag jy dit ook so beleef dat hier is vir jou ruimte. Jy is welkom hier. Alle sterkte ook vir jou termyn hier. Ja, Tonel van Portable, ons het nou ook so vanaf voor die tyd ontmoet. Ek het nie geweet ek gaan iets moet sê nie, maar nou dat ek iets moet sê, wil ek dan net 'n preek na punte na preekies regmaak. Die export, maar ja, ek wil eintlik wat sê, die Vrystaat, ek is nou omtrent so 8 jaar hier so, en ek sal nou nie sê, die Vrystaat voel al nie meer vir my soos huis nie. Ek dink, ek voel nog steeds vreemdeling en bywoners seker hier, maar ons hoop die thuiskoms is vir jou gouer hier. Maar ja, jy sal gou seker ook sien, dit is nie die Vrystaat hier, die dinge werk soms anders ook in die kerk se opset. Ek het nou in my kop gedink aan die verhaaltjie wat ek gelees het van dis nou nie in die Bybel nie, maar spreekwoordelik Jesus en sy disippels is iewers op pad, en Jesus sê vir hulle elkeen, hulle moet vir hom 'n klip optel. En man, Petrus is slim, hy dink wel, wat gaan ek nou sukkel, hy tel die kleinste klip op. En hy tel hulle klippe op, en hulle stap en hulle loop. En daar aangekom by hulle volgende stop, verander Jesus die klippe in berou. Dus Petrus nou natuurlijk baie teleurgestel oor sy klein klippie. Jesus sê weer, tel vir my 'n klip op. Petrus gaan nie 2 keer dieselfde fout maak nie. Hy tel 2 keer 'n groot klip op, en hy sleep hom saam, en hy dra hom saam. En kom by hulle volgende bestemming, sê Jesus vir hulle, gooi vir my die klippe in die water. En daar is Petrus se klip weg. En baie teleurgesteld gaan hy na Jesus toe en sê, maar waar is my beurt nou? Ek het hierdie klip saamgedra. En Jesus vra vir hom, maar Petrus, hoe weet jy al die tyd die klip gedra? En ek dink, dit is iets om miskien vir enige mens wat in die bediening staan te onthou, maar wat maak jy? Vir wie doen jy dit? Mense bediening kan baie gou om jouself begin draai, en om die klippe wat jy nou versamel, rondom jou eie koninkryk. Maar ja, soos jy op weg in die formulier ook gehoor het, die taak hier, hou daarby en weet vir die Here te doen. Baie sterkte. Baie dankie. Ek wil tog vir julle 3 vrae, of julle nie vir die hande wil oplê nie. Ek gaan die seën van die Here oor haar afbid, en ek nooi julle ook uit om julle hande oor haar uit te strek. En dan as ons klaar die seën van die Here oor haar gebid het, dan kan ons staan en dan sing ons saam, laat die Here die seën oor haar daal. So kom ons seën vir haar. Mag God, wat jou tot hierdie diens geroep het, jou deur sy Heilige Gees verlig. Mag hy jou so regeer dat jy 'n vrugbare arbeider sal wees in die uitbreiding van sy koninkryk. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te val. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose te keer. Die Here is onder jou om jou te dra wanneer jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei en te inspireer. Van nou af in jou bediening, van elke dag en tot in ewigheid. Amen. Kom ons staan en sing ons sal die Here se seën oor haar af.
my voorreg om die voorsitter van die kerkraad van Sarah van der Merwe na vore te roep. En hy gaan nou vir ons toespreek. En allemaal, die ongelukken mee hoor. Papier die jy kry. Ek wil net vir almal eerstens wil ek baie dankie sê en baie welkom by Jesus Christus, ook wie so saam met ons is. Sy teenwoordigheid hier so vanmiddag. Dan kan ons kon in die pre-advies en in die kerkras toe ons het met die proses begin het ons so dat die ervare die Here ons heel pad gelei het en heel pad die deur opgemaak het aan die kant toe wat is uiteindelik by Daniel uitgekom het. Dinge wat gebeur het, dinge wat in plek geval het, wat gemaak het dat ons daar gekies het en ook so die gemeente. Daarom is ek so dankbaar dat ons my hemelse Vader ons gelei het. Nou wil ek welkom sê, dankie vir julle wat vanmiddag hier daar gekom het, baie dankie vir julle teenwoordigheid. En dankie vir die predikante wat hier was, en dankie vir Dominee Elise vir die boodskap wat sy gebring het. En die rede hoekom ons vanmiddag hier is, baie dankie dat Daniel wat jy vir ons bereid was om hierna te kom, 'n groot skuif in jou lewe te maak. En predikant wees hier so vir ons. En dan welkom kan jou ma, so, Mariana, so die besit. Baie welkom vir julle. Dan wil ek dankie sê aan Dominee Marius Ellis en Dominee Jacob vir baie inligting en die raad en bystand wat julle gegee het in tyd van die beroepingsproses. Ons waardeer dit baie. Dankie aan Parakron wat vir ons so pragtig die orgel speel vanmiddag. Het is regtig 'n voorreg om jou saam met jou te sing. Dan wil ek die predikante wat tydens die proses wat ons nou nie Dominee gehad het hier, ons bedien het hier so met die woord, dus Dominee Vermaak, Dominee van Hensburg, Dominee De Wienager, Dominee Beson en Dominee Koen, baie dankie vir elkeen so beide opoffering om party van hulle ver gereid om dienste hier te kom hou. Dan die gemeentevrou en gemeentelede wat moontlik gemaak het die middag aan alles wat julle gedoen het om dit 'n sukses te maak. Baie dankie. En 'n spesiale dank aan Joos, ons koster en ons skrywer Nela, baie dankie vir julle ekstra werk wat julle gesit het in die tyd ook. Baie dankie vir julle. Dan baie dankie vir ons kerk, my kerkraad wil ek noem. Baie dankie vir julle tyd en opoffering vir die advieskommissie wat by die beroepingsproses hanteer het. Baie dankie vir julle ondersteuning en alles in die hele proses. Baie dankie daarvoor. En ek wil net vir Marina vra om die geskenk te kom aanhandig asseblief. Ja, goeiemiddag aan almal wat ek nog nie gesien het nie. Hierdie geskenk is natuurlik Daniel van die hele gemeente en dit is iets waaroor ons
baie al gesels het, by die aard van die saak moes ons, so dit is nie vir haar 'n verrassing nie. Maar ja, toe ons in die kerkraad nou 'n besluit daaroor moes neem, was dit nou een van die pragtige simbole wat eintlik aan die uitsterf is, soos wat daar jammerlik om te sê, baie ander dinge is wat uitsterf. Ek is nou nog van die ouer garde, so vir my, ek is baie afhanklik nog van simbole. En toe het ek maar net gegaan en 'n bietjie navorsing gedoen. Ek kom toe op 'n navorsingsstuk af, juis oor die toga, want dit is wat dit nou is. Ek gaan net 2 reeltjies daaruit lees in die samevatting na al die statistieke. Die toga is simbool van die teenwoordigheid van God in die erediens. Die toga dien ook as simbool daarvan dat die persoon wat in die erediens die kleed dra, die verteenwoordiger is van God. En dit, moet ek eerlik sê, is genoeg. So ek gaan dit nou vir jou oorhandig, maar ek wil ook vir mevrou Swanepoel, Rihanna, haar ma vra om dit dan oor haar skouers te hang. Dit is dan vir my 'n groot voorreg om nou vir Danel oor te gee. Goeiemiddag gemeente. Dit is vir my 'n absolute voorreg om vandag hier te staan en ek is so bly dat ek dit saam met elkeen van julle kan vier. Maar ek gaan net my goedjies kry. Ek wil ook graag net 'n paar bedankings doen en dankie oom dat oom ook namens ons gemeente almal bedankie. Eerstens wil ek dankie sê vir elke lid van die NG Kerk Redelinghuis. Hoe julle my net ontvang het met soveel liefde en soveel omgee. En dan praat ek nie net van nou toe ek hier aangekom het nie. Ek praat van toe ek hier kom preek het as 'n proefpreek of my onderhoud. Dit was vir my so lekker gewees. En ek wil baie graag ook dankie sê aan ons kerkraad vir al die reëlings wat julle getref het, al die omgee wat julle ook aan my bewys het. Dan wil ek ook dankie sê vir elke liewe persoon wat iewerste reëlings moet tref, admin moes doen. Ek weet julle het so agter die skerms gewerk dat dit nie eens waar is nie, maar ek wil dankie sê daarvoor ook. En dan ook baie dankie vir elke liewe persoon wat my huis voorberei het vir my koms. Toe ek daar instap het ek so verwelkom gevoel met die blomme en die hout wat sommer klaar gekap is. Vir die etes wat voorberei is en vir soveel meer. Dankie ook vir elkeen van julle. En dan ook baie dankie vir my toga. Dit is my net so groot geskenk. En ek is regtig baie dankbaar daarvoor. En dankie ook aan die kerk en die kerkgemeenskap en die kerkraad vir hierdie toga. Ek sal dit met trots ook dra. Dan ook baie dankie aan elkeen wat vandag hierso is. Dankie dat julle saam kom deel het in hierdie spesiale gebeurtenis.
Dankie aan elke ringspredikant wat ook vandag hier so is. En soos jy nou gesê het, voor die tyd al, my so welkom laat voel het op die groep en welkom geheet het en aan die boodskapies wat ek al vanoggend gekry het, om te sê sterkte en welkom en net my so klaar deel laat voel het van die ring. Dan ook vir die ondersteuning wat julle bied. Nie, ek weet dit gaan nog baie gebeur ook en ek gaan nog baie kom raad vra by almal van julle, maar dankie vir die ondersteuning wat ek al reeds ontvang het. En dan ook aan my ouers wat al hierdie pad saam met my gestap het en lank hierdie pad saam met my stap. Ek wil baie dankie sê vir ma en dan vir elkeen ook. Ek weet my pa, hulle gaan na die tyd ook die opname kry. So dankie ook dat julle hierdie pad saam met my gestap het. En dan Dominee Elise, baie dankie ook vir jou. Nie net vir vandag en die bevestiging nie, maar die pad wat jy al ook saam met my gestap het. Ek waardeer dit opreg. En was my ook so lekker geweest om vir Elise te leer ken deur mense wat haar lief gehad het ook, lief het, haar ouers en gemeentelede en vriende. En was my ook baie spesiaal om jou ook vandag dan te kon ontmoet. En dan vir Tannie Lien van NG Kerk Veldrif af, wat saam met Dominee Elise gekom het. Dankie dat julle so ver gery het ook. Dankie vir elke ander persoon wat ver gery het. En ek praat ook nou van die plase, en ek weet almal het ook is ook besig. So dankie vir julle. Dan vir ons oralis, Bram, baie dankie ook. Ek het al gehoor hoe speel vandag en dit is wonderlik. Hemelse musiek, dankie daarvoor. En dan Esmee Smits, wat die kos voorberei vandag ook, baie dankie aan haar ook. Ek waardeer dit opreg, ek weet daar is soveel liefde in al hierdie dinge ingesit. En dan ja, dankie vir elke persoon wat ook bereid is om hierdie pad saam met my te stap. Dis my baie kosbaar. Ek sien so baie daarna uit om saam met die gemeente nou te kan groei ook. Weet ons om mekaar beter leer ken en ons gaan saam groei en ons gaan saam ontdek wat die Here vir ons wil sê en waar die Here ons wil gebruik en hoe die Here ons wil gebruik. En ek sê, ek dink daar is so klomp goeders wat agter die skerms gebeur waarvan ons nie weet nie. En met dit wil ek ook sê, dankie vir elke ander persoon wat ek mag uitlaat. Ek weet, dit is uit liefde en omgee uit. Maar met dit ook in die gemeente, wil ek graag nou die antwoordlied aankondig. Kom ons staan vir lied 421, die Here Jesus lewe, en dan sing ons dit volle bors aan die Here. Kom ons staan saam.
gemeente, net ek wil ek graag ook nou vir ons die seën uitspreek. Liewe gemeente, mag die Here se seën op elkeen van ons rus. En die wete dat hy by ons is wanneer hy branders ontslaan. Mag ons ook weet dat selfs daai branders vir ons ook bedekte seëninge kan wees. Liewe gemeente, die Here se seën rus nou op elkeen van ons.